verskyn op die berg oorreep. Is stem met die brandende doornbos wat nie wil uitbrand. Het sy aandag getrek. Toe die Here sien dat hy nader kom, roep hy Moses uit die doornbos. God sê moet nie nader kom, trek uit jou skoene, jy staan op heilige grond. Ek is sy God, die Here God, God van Abraham, Isaac. Hallo my liewe mens, baie dankie dat jy saam met my en Francis by die Braambos sit en ek het dit baie gesê en ek gaan dit vandag weer sê. Ek dink dit moet lekker wees om lekker goed te preek waarvan mense hou. Om goed te sê wat mense sê, wow, we're all going to heaven. Maar ek vra die Heilige Gees, wat moet ek sê en die goed wat ek moet sê, is nie we're all going to heaven nie. En ek wil vandag iets met jou deel en ek wil hê jy moet regtig vir die volgende 15 minute ernstig jou oë sluit en luister na elke woord wat ek glo die Heilige Gees vir my gesê het om vir u te sê. Ek is ingesluit, ek moet dit eers te hoor. Here, baie dankie vir die krag van die Heilige Gees wat my en elkeen sal oortuig van die waarheid van die woord van God. Elkeen sal oortuig dat hierdie geskrewe woord van 'n lewende God nou met my praat in Jesus naam. My liewe mens, in die eerste plek weet ek dis lekker as jy na die woord luister en sê, ja, ek dink iemand moes dit lankal vir die predikant gesê het. Ek dink regtig die fout lê by die predikers. Ek dink die fout lê by my vrou of by my man of by hulle vriende. Ek dink dis lekker om altyd die Engelse uitdrukking shift the blame. Kan toch nie ek wees nie, dit moet iemand anders wees. Maar ek wil jou verseker, God wil vandag met jou praat. En ek gaan begin deur iets baie belangriks te sê. Word so 'n paar keer in die woord gepraat in 1 Tessalonisense 4. Maar die Gees sê uitdruklik, die Heilige Gees sê uitdruklik, dat die laaste tye sommige van die geloof sal afval en verleidende geeste en leringe van duiwel sal aanneem. God waarsku ons van 'n afval wat gaan kom in die kerk en ek wil vir jou sê die afval in die kerk het reeds gekom, het reeds begin. 2 Tessalonisense 2, laat niemand julle op enige manier mislei nie, want die dag sal nie kom voordat die eerste afval gekom het nie. Die eerste afval het reeds gekom. Ons kerk, soos wat ons omken, die huis van die Here, die gelowiges, die predikers, die predikante, die lidmate, die hoofouderlinge, die hoofsangers, die hoofmusikante, of alle musikante en sangers, het reeds begin om hulle rug op Jesus Christus te draai. En baie valse profete sal opstaan en baie mense verlei. Ek het in die week iewers bedien oor warm of koud. Niemand is koud nie. Baie selde weet ek van enige persoon wat koud is.
Enige persoon wat sê, God bestaan nie. Ben, jy lieg vir die mense. Iemand sê op Facebook, jy's 'n valse profeet. Ander een sê, jy is 'n Baalpriester, want jy lieg vir die mense, want God bestaan nie. Jesus is 'n fiksie. Is nie die waarheid nie. Die meeste sê amen, halleluja. Jy het my byna oortuig, jy het my byna geraak om te doen wat God in sy woord van my vereis. Maar los my, want ek is lekker lou. Ek kry nie koud nie, ek kry nie warm nie, ek is nie onder druk geplaas om gehoorsaam te wees aan die Bybel nie, ek hoef nie God se woord ernstig op te vat nie, maar ek staan ook nie koud teenoor dit nie, ek doen die geestelike goed wat ek dink baie beteken, so ek gaan kerk toe, ek probeer ophou rook en drink en vloek en pornografie, ek probeer daarom, ek is beter as hulle wat nie probeer nie. So ek is nie koud nie, ek staan nie onder die wat die huis van die Here, want jy vloek my nie, jy vloek hom wat my gestuur het. Maar ek is lou. Daar's 'n afval in die kerk, en dis nou, en die afval is dalk die predikant, ja. Dis dalk die hoofouderling, ja, of die bestuursraad, ja. Dis dalk die ouens om jou in die kerk. Maar ek wil hê jy moet vandag kyk na jou hande. Ek wil hê jy moet vandag na jouself kyk en sê, dit is dalk ek. Die Here praat dalk nou met my, nie met Ben Loubser nie, hy is 'n baie welbekende prediker. Ja, hy praat met Ben Loubser. Dis nie Francis Loubser nie, sy is 'n pastoriemoeder, sy is die moedertjie van die gemeente, mense is mal oor haar, hulle is lief vir haar. Nee, hy praat met haar ook. Hy praat ook met jou, jy wat hier sit, en wat nou dink, sal ek hierdie vir die familie stuur, of sal ek liefste stil bly, want ek wil nie die rap vat nie, ek wil nie die familie op my kei sê nie. Ons sing, hande in die lig, we all going to heaven. What a day that'll be when my Jesus I will see. Ons sing het, ons bely dit, ons bid dit, maar ons is lou, want ons is besig om af te val. Ek het iets interessant gelees, die Bybel praat van die afval. Die afval, die definisie van afval, 'n wegdraai van die geloof van God af, in verband met mense wat van die waarheid af wegbeweeg. Die Christene in die wêreld het lou geword, hulle het weggedraai van die geloof of van God af. God is nie meer belangrik nie, hy is sekondêr, dit beteken, hy is nie meer jou alfa en jou omega nie. Nee, hy is sekondêr, as en when, wanneer ek hom nodig het, dan pluk ek die file uit. Mense, doen nie meer wat die woord van God sê nie, en nou kom Jesus, en hy sê dit uitdruklik, en hy praat nou met jou, ek wil amper vir jou sê, staan regop, sal die Heer sê, dankie Heilige Gees dat u nou met my praat. Nie my vrou, my kinders en my kind. Ja, hy praat met hulle ook, maar hulle moet nou besef, en ek wil hê jy moet nou besef, God praat met jou. Jy is besig om wat ek het nou geskryf, weg te draai van die geloof van God af. Ben, hoe kan jy sê ek het weggedraai? Want ek sien nie meer die vrug van die Gees in die kerk nie. Ek staan op die kansel vir baie jare, ek kan nou nie meer staan nie, ek sit daar een kant, die jong pastoor staan. Ek kyk na mense se gesigte, ek kyk na die vrug wat hulle leef, as hulle by die kerk uitkom, as hulle skinder en vloek en skree,
en hulle soos barbare gedra, en ek sê, waar is die vrug van die gees, die liefde en die blydskap en die vrede en die lankmoedigheid en die selfbeheersing, wat het van dit geword? Jy kan dit nie hê, as jy nie die gees van God in jou het nie. God praat met my ook, maar hy praat ook met jou, en ek wil hê jy moet luister. Johannes 3 vers 3. Johannes 3 vers 3. Jesus sê, hierdie ouens, wat ek nou van praat, sal die koninkryk van God nie sien. Hierdie ouens wat sê, ek gaan hemel toe, want al die mense by die kerk hou van my. Ek gaan hemel toe, want ek gee elke maand 10 rand vir die kerk. Ek gaan hemel toe, want ek sing in die koor. Ek gaan hemel toe, want ek is een van die intercessors. Ek is die predikant, ek is die hoofouderling. Voorwaar, ek sê vir jou, as iemand nie weergebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. As iemand nie weergebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. God praat met jou en hy praat met my. En ek en jy moet nou 'n besluit neem. Jy kan bly net soos jy is. Jy kan sê ek is 'n Baalpriester. Jy kan sê ek gaan nooit weer na Ben Loubser luister nie. Hy hamer dieselfde spyker elke week. Bekeer jou, laat jou doop, word gevul met die Heilige, eers gehoorsaam aan die woord van God. As jy nie gehoorsaam is nie, kan jy nie die vrug van die Gees hê nie. Die woord van God, die Bybel, moet weer prominent eerste in ons wese wees. Ons moet die Bybel weer inasem. Ons moet weer 'n gesprek tree met 'n lewende God. Ons moet met God praat. Ander mense noem dit bid. Ons moet nie bid nie. Ons moet nie versies opsê nie. Ons moet nie resitasies neerskryf en dit nie openbaar lees om gesien te word nie. Ons moet op ons knie gaan en sê, Here, help my om weer gebore te word. Help my om te bekeer. Here, daar's goed wat ek moet doen, wat ek nie verstaan nie. Daar's goed wat ek moet doen, wat ek nie mee saamstem nie. Ek verstaan nie wat bekering is nie. Ek verstaan nie wat onderdompeling van gelowige kinders van God is nie. Ek verstaan nie hoekom moet ek gedoop word nie. Ek verstaan nie hoekom moet ek bekeerd wees nie. Ek verstaan nie wat beteken gehoorsaamheid. Asseblief, Here, die woord sê, as jy wysheid nodig het, vra die Heilige Gees van God. Here, laat die Heilige Gees van God my nou oortuig van sonde en ergernis, sê die woord. My liewe mens, ek gaan hierdie goed oor en oor sê, tot die Here my kom haal. Hy het my 5 maande terug kom haal. Ek was voor die poorte. Ek het die hemelpoorte gesien. Ek het die duiwel gehoor, waar hy sê, ek vanaand kom ek jou vermoord, toe ek in ICU was. Ek het hom gesien. Hy het met so lang mes gestaan, wat hy gesê het, hy gaan in my bors 3 keer in my bors insteek. En toe hoor ek 'n stem wat sê, kom terug. Ek kan nie sonder jou nie, dit was Francis. Ek was in 'n koma, ek was nie daar nie, ek was 3 keer dood, maar ek het daai stem gehoor. God het al gebruik om vir my te sê, kom terug vir haar, en ek is bly ek het teruggekom vir haar, en my kinders en kleinkinders. Ek is nou feitelik 'n halwe mens. Na hierdie hartaanval is die helfte van die goed dood. Maar, ek gaan die woord bedien, totdat ek regtig sterf. En as jy na my wil luister, gaan jy hoor, bekeer jou, laat jou doop, word gehoorsaam, word gevul met die Heilige Gees, word weer gebore. Ek gaan dit oor en oor sê, soos Johannes die doper in die woestyn, mense oor en oor herinner het aan Jesus wat gaan kom, en hulle moet gereed wees, en hulle moet gedoop word, gaan ek het doen. Hulle noem my die draai en braai pastoor, dis okay, noem my wat jy wil, ek het een begeerte in my hart,
dat jy nie na my sal luister nie, dat jy nie na my sal kyk nie kyk of my das by my hemp pas, en my hond wat hier oor in my skouer wil klim, ek wil nie jy moet daarna kyk nie, maak toe jou oë en sê, Here, praat die Heilige Gees nou deur hierdie dom Ben Loubser met my. Here, oortuig my van sonde en ergernis, oortuig my, ek dink ek doen goed, ek dink ek sal gemis word, as ek nie meer daas nie. Ja, dalk sal jy gemis word, dalk jou geld, dalk jou huis, dalk jou dronk lyf, dalk jou gevloek en skree, dalk jou manier om 'n dubbele lewe te leef. By die kerk is jy so heilig, en in die wêreld is jy so ver van God af. Ek weet nie wat van jou gaan gemis word nie. Ek weet nie wat van my. Ek bid, Here, as iemand aan Ben Loubser lank na ek weg is, van Ben Loubser praat en hulle sê, draai of braai, dis of hemel of hel, dis of warm of koud, maar nou omdat hy sê, omdat ons lou is, gaan Jesus ons uit sy mond spoeg. Ek moet draai of ek gaan braai, maar ek doen eintlik baie goed. Iemand het eendag vir my, ek is baie beter as daai skynheilige Christene wat in jou kerk sit. Dalk is jy beter as hulle. Dalk gaan hulle almal reguit soos 4 vliegies down, hel toe, gaan weg, ek ken jou nie, maar verseker, gaan jy dalk ook nie, met jou skynheiligheid en jou mooi gesindheid en jou mooi gesig op 'n Sondagmôre, terwyl jy agteraf skinder en vloek en skree en die wêreld wil omkeer, want jy is mos reg. Maar jy is nie weergebore nie. Jy het nie weergebore ervaar nie. Weergebore is 'n geestelike geboorte wat jou hart en siel verander, wat jy begin bekommer oor die een keer 'n jaar terug, wat jy 'n taxi wat voor jou ingery het, 'n middelvinger gewys het en gevloek het. Wat 'n kind van God, wat wedergebore is, nie kan, mag, sal doen nie. Jou lewensmaat gevloek het, geklap het, rondgeruk het, die predikant gevloek het, of die predikant die gemeentelid gevloek het. Nee, as jy 'n wedergebore kind van God is, maak jy nie sulke foute nie, want jy leef nie meer nie, jy leef in die gees van Jesus Christus. My liewe mens, hoe kan ek myself oorbeklemtoon? Hoe kan ek dit uitdruk, dat jy daar wat jy nou is, van die sitplek, die bank, die bed afval, op jou maag gaan en sê, Here Jesus Christus, help my, was my in water, was my om my ou mens af te was my in die bloed van Jesus, om my te reinig van sonde en ergernis, doop my in water, Here, maar doop my ook in die Heilige Gees van God, met gehoorsaamheid en gevul deur die Heilige Gees. Here, help my om weer gebore te word, om te kan sien en te kan hoor en te kan voel hoe ek verander aan my binnekant, hoe ek nie skaam sal wees om vir iemand te sê, maar weet jy wat jy doen is nie reg volgens die woord van God nie. Ja, maar jy het dit gedoen, maar ek was verkeerd. Here, vergeet my, vergewe, asseblief vergewe my. Ek onthou nou nog van veral familielede, as ek sê bekeer jy en laat jou doop, ja, maar wat van jou? Wat van jou 20 jaar terug, toe jy ook gesê het, dis nie nodig dat ek gedoop word nie. Vergewe my, asseblief vergewe my, ek het vir jou gelieg. Here, vergewe dat ek het ooit gesê het, ek was dom, ek was onnoosel, ek het dit nie verstaan nie. Maar nou verstaan ek het, want het staan in my taal, in die woord van God, ek kan het lees in Afrikaans, in Engels, in King James, in die ou vertaling, die nuwe vertaling. Ek wil by jou pleit vandag, in die naam van Jesus Christus, bekeer jouself, anderste gaan jy die koninkryk
van God nie sien nie. Jesus sê, voorwaar, ek sê vir jou, as jy nie weergebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. Here, dis duidelik, dis in 'n taal wat ons almal verstaan. Here, maar ons is afgeval, ons is, hoe daai uitdrukking gesê, weggedraai van God of sy geloof, deur ons onnozel te hou. Here, ons het weggedraai, omdat ons van 'n lekker godsdienst hou, en nie meer een wat 'n tweesnydende swaard is, wat sal sny tot die been nie. Here, begin asseblief vandag by Ben en Francis Loubser, en ons kinders, en ons kleinkinders, en die lidmate wat ons bedien, reg om die wêreld, met radio en TV en eredienste. Here, help mense om nou te besef, wat beteken bekeer, wedergebore, gevul met die Heilige Gees, in Jesus naam. Amen. Baie dankie my liewe mens, my telefoonnommer is 072 577 1196 072 577 1196. Dis die regte een, 072 577 1196. Ek het hom eers in Afrikaans verkeerd gesê. My liewe mens, baie dankie vir almal wat saam my bid, baie dankie vir almal wat gehoorsaam wil word. Stuur vir my WhatsApp, sê vir my, thumbs up, ek wil wedergebore word. Ons gaan die pad loop, ek gaan saam met jou loop. Is jy bang? Ja, ek verstaan, ek was ook bang. Ek wil weer elke dag weergebore word. Ek wil gevul word met die Heilige Gees in Jesus naam. Baie dankie vir almal wat finansiëel bydra, baie dankie vir almal wat die boodskap aanstuur, baie liefde Ben en Francis Loubser. Ons is van die gemeente Jesus is lig in Eastvale, Pastoor Roan Maree in Springs. Die Here seën u. Amen.